Dankie elkeen. Gaan weer probeer. Goeienaand aan elkeen. Baie welkom by hierdie baie besondere diens. Elke begin van die jaar is dit ons voorreg om die nuwe studente wat aangemeld het in hulle eerste jaar besonderlik te verwelkom. Nou ja, ons het Vrydag aand het ons dit wat julle vir ons aangebied het so geniet en ons sien ook uit om vanaand julle getuienisse aan te hoor. Ek wil net vir julle 3 manne sê, daar onder daai bord staan daar 3 pakkies. Dis van die CVV af, spesiaal vir julle elkeen een. As julle klaar is julle welkom. Is hulle name daarop, ja net, julle name, so jy moet kyk. Daar's verskillende goed in, ons het julle gehandpiek. Goed, baie welkom aan een en elkeen by hierdie besondere diens dan vanaand. Besoekers wat saam met ons is, voel ook vanaand welkom. Dan wil ek net die gebedstye vir hierdie week net onder die aandag bring. Dinsdagoggend 10 uur is dit die dames, die CVV Bybelstudie. Dames kan dit gerus kom bywoon. Woensdagoggend 9:30 is dit Silverjeug. Woensdag aand 6 uur is dit gemeente Bybelstudie en biduur. Dan donderdag aande is dit jeug en jong volwassenes. Vrydagoggende 5:30 bid ons op die WhatsApp groep saam vir herlewing. En ek begeer dat diegene wat inskakel sal meer word en dat ons saam werklik die Here sal hou vas vir 'n kragtige herlewing. Nou ja, ek het so geniet om saam te sing, veral dan liedere wat sing oor die evangelie en dit wat die Here aan ons as 'n kerk ook toevertrou het. En ek wil dit net baie duidelik maak, dat die boodskap wat God aan hierdie kerk toevertrou het, is nie eintlik hierdie kerk se boodskap nie, dis die Bybelse boodskap. Dis die boodskap van redding, deur genade of uit genade. Dis die boodskap van heiligmaking, soos wat ons in die Bybel dit vind. Dis die boodskap van goddelike genesing, en dis die boodskap van Jesus se wederkoms. En ek wil waag om te sê, wat ons nodig het, is jong manne en vroue, wat hierdie boodskap met nuwe ywer omhels. Wat dit preek omdat hulle dit glo, en wat dit preek omdat dit in hulle lewens uitwerk. En ek wil elke student aanmoedig om hierdie boodskap jou eie te maak. Die EG Kerk, as jy ons wortels gaan naspeur, dan sal jy sien dat die EG Kerk kom eintlik uit die heiligheidsherlewing, die heiligheidsbeweging, daar in die 17 en 1800s, waar God kragtig gewerk het in hierdie viervoudige boodskap. En dis natuurlik nie al wat ons preek nie, maar dit is waarop ons klem lê, dis die evangelie boodskap, dis die boodskap wat ons graag uitdra. Dis 'n voorreg om die gemeente te wees waar die kweekskool dan ook sorteer, en is vir ons wonderlik om julle hier by ons te hê. En ons wil altyd die gebed uitspreek, dat Pretoria Oos, julle gemeente, weg van julle eie gemeente sal wees, dat julle hier 'n tuiste sal hê, en dat julle hier baie gelukkig sal wees, omdat Christus hier verheerlik word en groot gemaak word. Baie welkom aan julle, Dominee Wynand. Ek gee dan sonder verdere omhaal aan u oor, die prinsipaal van ons kweekskool. Ons verwelkom julle hier vanaand en baie dankie. Ek gaan net afskakel en dan kan die studente sal hom gebruik net elke keer. Ek sommer daar aanskakel. Baie dankie Dr. Andrei en baie dankie vir die geleentheid. Ons het nou so in die konsistorie, toe ons daar was en gebid het, toe dink ek so, wat 'n wonderlike voorreg om so 'n gemeente as 'n tuisgemeente te hê, waar die studente ook die regte voorbeeld kan sien van hoe dit in 'n gemeente behoort te werk. En ons is dankbaar om in hierdie gemeente te wees. En ook dankie dat ons so geleentheid het elke jaar om saam met u te kan wees en dit te kan geniet, en vir al die moeite wat julle doen. Iemand moet hierdie esel aanry en hierdie raam doen, en iemand werk daaraan. En dis harde werk, en mens sien dit raak, en mens eer die Here daarvoor, dat hy dit ook so
mense gebruik om dit te doen. Ek gaan net die program vir u verduidelik. Ek gaan gewone rites volg van die erediens. En as ons nou klaar die openingslied gesing het, dan sal ek so 'n bietjie praat oor die kweekskool, baie vinnig. En dan gaan ons geleentheid gee vir die 3 blinde muise, om dan nou hulle ding te doen hiervoor, om bietjie te getuig oor wat die Here vir hulle gedoen het. En as hulle klaar is, dan sal ek die woord bedien. Ek wil tog graag dat ons ook na die woord van die Here sal luister in hierdie aand. So kom ons maak net ons harte stil voor die Here. Rondom Jerusalem is daar berge. So is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees ook hier in ons midde. Amen. Also, ek gaan net so vinnig weer net ter herinnering ook sê hoe dit daar leraars doen dan aansoek vir hulle 3de en 4de jaar en dan doen hulle wat ons noem die predikante kursus. Ons het ook wat ons noem 'n predikante vroue kursus. Dit is vir die 3de en 4de jaars se vroue dat hulle dan op Dinsdae en Donderdag klas het. En dan het ons 'n gevorderde geestelike werkerskursus wat dan ook daar is vir die wat nie predikant wil studeer nie, maar graag wil fokus op vakke soos berading of die kinderbediening. So dit is die kursusse wat ons doen. Daar is ook heelwat vakke wat gedoen word, byvoorbeeld die dogmatiese vakke wat gaan oor die lering aangaande die drie-eenheid, Christus, dan ook die Heilige Gees, die heilsleer of die verlossingsleer, en dan ook oor die mens en die skepping, en ook die Bybel self, waar kom die Bybel vandaan, goddelike genesing, polemiek, wat nou gaan oor die dwaalleringe, en dan ook die leer aangaande die eindtyd gebeure of eskatologie. Dan is daar ook Ou Nuwe Testament, inleiding tot Nuwe Testament, wat maar gaan oor daai tydperk tussen Maleagi en Matteus, die 400 jaar. Dis die inleiding tot die Nuwe Testament, waar kom die Sadduseërs, die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die Essene en al daai ouens vandaan. En dan het ons ook Bybelse argeologie en geografie, en dan hermeneutiek, wat gaan oor daai verstaan en die verklaring van die skrif. As die ouens nou moet preek skryf, dan ontleed hulle 'n bietjie die skrif. Dan het ons ook vakke te doen met bedieningspraktyke, dis nou die praktiese vakke, en soos homiletiek en berading, evangelistiek, wat gaan oor evangelisasie en liturgiek, die dinge wat ons doen rondom die erediens en so, en dan is daar ook gebedsleer, en dan die studente sal vir jou sê die belangrikste vak op kweekskool is kinderevangelisasie, want as 'n kind gered word, dan word 'n hele mens gered vir die res van sy lewe, maar as 'n groot mens gered word, dan is die helfte van sy lewe al verby. So is baie belangrik. Meeste mense kom tot bekering voor die ouderdom van 18 jaar oud. Dan het ons ook die tale wat ons doen, en dan my gunsteling, die kerkgeskiedenis. Dit het goed gegaan vir die ouens wat gewonder het, wat Vrydag, of wanneer het hulle in Dinsdag of iets geskryf. Goed, en dan ons opleiding gaan daaroor dat ons die woord van die Here effektief wil oordra en verkondig. Dit gaan daaroor dat ons herderlike sorg verskaf aan mense, so nou so 'n bietjie in die prediking daaroor praat ook, en dan moet hierdie mense toegerus word om dit ook te kan doen op 'n doeltreffende manier aan lidmate. So ons rus die studente toe, en die Heilige Gees werk saam, en dis hoekom dit so belangrik vir ons is, dat ons ook 'n inwonende model het, waar studente en dosente saam bly op kampus. Die woord van die Here sê, daarin Spreuke, dat yster slyp yster, so vorm die een mens die persoon van die ander. So baie keer is jou buurman ook daarso om jou te slyp, en die Here gebruik hom om ook aan jou heiligmaking te werk. Jesus is natuurlik die hart van die evangelie, dis die volle openbaring van God, en dis wie ons verkondig. Daar is geleentheid vir mense wat die 4 jaar deurgeloop het, om ook by die South African Theological Seminary verder te studeer, en hulle kan dan op honeursvlak begin daarso, en dan is daar ook 'n afstandsbybelskool, wat ons vir lidmate bied. So as jy meer inligting rondom dit wil weet, ek dink as jy by die R4.000 vir, is dit ergens 2 jaar,
oor die 2 jaar, en dan is daar sekere vakke wat ons dan meer Bybelse vakke, soos die geskiedenisboeke of die poëtiese boeke of die profetiese boeke, wat ons dan met julle behandel oor afstand. Dan sal julle ken tog al hierdie mense, Dominee Woodford en ons, dis nie onbekende gesigte vir julle nie, maar ons is die Here baie dankbaar vir die dosente wat hy saamgestel het, daarso by die Kweeskool geroep het om daarso te kan wees. Ons werk lekker saam en elkeen is 'n spesialis op sy gebied. Dominee Jurgens met die homiletiek byvoorbeeld en Dr. Anton wat so lief is vir die mense met sy praktiese vakke, berading en al die dinge. En dan is daar die eerstejaars wat vanaand gaan getuig. Dit is Reinhard Venter. Hy sal nou so 'n bietjie meer oor homself sê. As julle nou getuig, moet julle dan net sê waar julle vandaan kom en wat is julle name, hoor. So Reinhard en Henlo en Andries, die wat hulle nou Vrydag al ontmoet het, sal weet dat hulle ook 'n sin vir humor het. Dan is daar Tyler, wat onbekend is vir julle nie. Hy is nou vanaand nie hierso nie. Hy is aan diens en hy stres baie oor 'n hek wat sy battery afgeloop het met die krag wat af is. So hy is nou daarmee besig. En dan Johanay Venter, sy is daar van Rustenburg gemeente. JJ, hy is daar van Kroonstad. JJ, welkom. Was Kroonstad gemeente, jou pa vroeër gewees. En dan Will Henry, hy is daar van Potgietersrus gemeente. Elzaan ook van Rustenburg gemeente. Roosaan van Pallaborwa gemeente. En dan Emmy en Jessica, hulle is van Wonderboom. Henlo, hy is ook van Wonderboom, 3-jaars student. Rian en Joey van Rustenburg gemeente. Ek dink jy as lidmate oor in Rustenburg nie. En dan Gawie en Bianca, hulle is van Belfast gemeente. En dan het ons van Nico Dirk. Ek is ook nie altyd seker met wat sy been staan en nou in een been in Rustenburg en ander in Middelburg nie, maar hulle is so tussen die 2 gemeentes. En dan Ansel van Boksburg gemeente en Tiart daar van George gemeente. En dan het ons vir JP en Annay, hulle is van Ellis Ras, of JP was van Ellis Ras en Annay van Centurion, hulle het hierso ontmoet en getrou. Fransjo en Alicia, hulle is daar van die Kaap af. Die Kaap is baie groot en baie wyd en ver. Dis eenheid. Ek onderskei nie baie van wat in die Kaap nie, in die Kaap. Jacques en Lillian, hulle is van Rodepoort gemeente en Louwelen, hulle is van Jeffreys Baai gemeente. Net so 'n bietjie rondom die tye, ons het klas van 8 uur tot 1 uur elke dag en dan is daar van maandag is daar 'n werkersperiode van 2 uur af tot 5 uur waar die manne so 'n bietjie hulle ja nou ontgaan die Afrikaans, my skuis Dr. Andrei, skills. Hulle vaardighede slyp. Hoe om 'n skroedraaier vas te hou en sulke goeters. Dan het ons elke aand eintlik ietsie aan, veral hierdie jaar het ons nou maandeaande ook, saam met die EE span, gaan van die studente uit. Ons gaan nou so probeer in die toekoms ten minste 1 jaargroep per jaar, so dat saamkom na die EE. En dan het hulle Dinsdag die dames byeenkoms, Woensdag het ons gesamentlike byeenkoms. Daar's by die Kweeskool, Donderdag is dit gewoonlik dan nou die kooroefening. Soos ek gesê het, bly die studente saam op kampus. Daar's 2 slaapkamer, 3 slaapkamer eenhede, daar's 8 2 slaapkamer eenhede, daar's 5 3 slaapkamer eenhede waar hulle bly en dan is daar ook enkelkamers vir die enkellopende studente, elk met hulle eie badkamer. Etes, ons geniet saammiddagete van 1 uur tot gewoonlik so 1:30 se kant in die eetsaal, in die geselskap van die personeel en dan in die aande en in die oggende kan ons tuis ons maaltye nuttig en dan word voorraad vir dit ook voorsien. In die oggende is daar verskillende soorte pap en so aan. Goed, en dan het ons 'n paar projekte op die Kweekskool. Ons het hierdie jaar of einde laas jaar het ons so 'n bietjie pekans geplant. So 3/4 hektaar daarvan. Die boontjies groei baie mooi en ons is baie opgewonde oor daai projek. En dan het ons ook begin met 'n groentetuin waar ons bietjie ons eie groente gaan verbou. Daar is al reeds mildelik geëet uit die groentetuin uit. Ek wil net so, baie mense sê my, is die dakke nou al klaar? Nee, die dakke is nie klaar nie, daar's nog baie dakke. Julle sien al daai dakke op daai plek het gras. Dit is nou 'n ou foto daai, toe alles nog gras gehad het. Maar ons het in die jaar 2023 die restaurantarea en die ontvangsarea se dakke vervang met hierdie sink. In 2024 die woonstelle klaargemaak. Nou
As die Here wil, sal ons oor 2 weke, begin met die solarprojek waar ons dan nou op hierdie dakke gaan solarpanele sit om ten minste van ons kragrekening te verminder. In Augustus 2025 is die chalets gedoen en toe, hierdie was 'n ou slide wat ek hier gevat het van 'n vorige Kweekskool Sondag wat ons daai dag beplan het vir September 2025 en hy is toe nou afgehandel September 2025. Baie opgewonde daaroor, maar u sien die magdom gras wat daar afkom, is 'n geweldige groot projek. So bid asseblief saam met ons vir hierdie projekte en dat die Here steeds sal voorsien. Die Here is so groot, jy weet, toe ons daai 2 projekte moes doen, hierdie chalets en hierdie dak, gesamentlik kos hulle hier by die R600,000 om dit te gedoen het. In my maand het ons nog niks gehad nie. Ons het inteendeel R200,000, R176,000 geskuld op die vorige dakke wat nou daai is waarop ons die solar wil sit. Maar die Here het dit alles in 2 weke voorsien. Ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit en hy wek mense op om te gee en so kon ons alles afhandel in 2 maande se tyd. Wonderlik hoe die Here voorsien en hy is so groot en ons gee hom al die eer dat hy vir ons so voorsien by die Kweekskool. Ons is dankbaar vir hom en al wat ons hoef te doen is ons moet bid. Julle het nie omdat julle nie bid nie. En as julle bid julle verkeerd om dit in julle welleste deur te bring. Maar as ons bid vir sy koninkryk, dan voorsien hy. Dit is die Kweekskool, net so vinnig. Wat ek vir julle vertel het wat ons doen en waaroor gaan dit en wat gaan aan. En ek wil nou vir die eerstejaars nooi om, soos julle gelei voel, ek weet nie wie eerste gaan kom nie, om net vir ons te kom vertel wie julle is vir die gemeente en waar kom julle vandaan, hoe die Here julle geroep, hoe het julle gered geword, daai tipe van ding, dat ons julle kan leer ken. So julle is welkom om te kom, hoor. Goeienaand almal. My naam is Andries. My van is Burger. Ek is van Woester se gemeente af. Nou vir die van julle wat nie weet waar Woester is nie, jy kry die Kaap wat in die see is, dan kry jy Parel en net agterkant die berg is Woester Woester se dorpie. Hy so reg rondom met berge omring. En ek is van daai kant af. Nou ek het Ekskuus, ek sukkel nog met die ek. Verskoon ook as ek 'n bietjie rooi is, soos die fontein gister nie. Ja, ek het laas jaar tot bekering gekom, maar ek het die Here se roepstem baie vroeër begin hoor. Ek het die Here se roepstem omtrent so 23 September maand begin hoor. En ek het eers verstaan die Here wil hê ek moet bos toe gaan. Ek moet myself heeltemal afsonder. En toe later aan, jy wil half die Here op sy stoot as jy nie gered is nie. Ek het sy roepstem gehoor voor my bekering. So ek het die Here heeltemal verstoot. En hoe meer jy die Here verstoot, hoe harder raak sy roepstem. En hy het harder en harder met my begin praat en September 2024, toe ek al 7 jaar by AutoZone Woester gewerk, as 'n receiving manager agter. Ek het 'n spannetjie onder my gehad, mense opgelei om rakke reg te pak, op te bou, wins te doen. Ek het mense gedelegeer en by naweke natuurlik verkope gedoen. En ek staan toe so een Saterdag agter in AutoZone. Ons het gewerk 12 dae en dan 2 dae af. So jy werk vir 12 dae dwars deur en dan jy 2 dae af, jy kan nie 'n Sondag af hê. En ek staan daar agter in my alles in receiving, ontvangs, waar ons die parte inkry en ek is moeg. En ek vra vir die Here, kom gee vir my 'n beter werk. Gee vir my asseblief 'n beter salaris. My eerste ordentlike gebed op na die Here toe en ek is nog nie gered nie. En ek vra vir die Here, gee vir my 'n beter werk. Gee vir my 'n werk. Ek het 'n versoek gedoen aan die Here. Ek het vir hom gesê, gee vir my 'n beter werk, 'n beter salaris en 'n werk waar ek Sondag in die huis kan wees en ek het die foutjie gemaak om te sê dien, want nou gaan ek dien. En
Hy het na my toe gekom binne 6 dae se tyd. Toe bel Goldwagen se manager my van Woester en hy sê vir my, maar Andries, ons hoor goeie goeders van jou, kom werk vir ons. Hier is vir jou 'n beter salaris, hier is jou salarispakket en o ja, jy kry Sondag af. So dadelik is my gebed beantwoord, maar ek het nie een keer my ooreenkoms met die Here nagekom nie. Ek het nie een keer kerk toe gegaan, bidure bygewoon nie. Daai was op die 28ste September wat ek my skietgebedjie opgedoen het na die Here. En 28 September 2024. En tyd het verbygegaan. Ek was 'n drinker en 'n roker gewees, daai tyd. En toe kom die 3de Maart, en ek kom toe so van die Kaap af gery, en ek kom in 'n motorongeluk, en ek is 120 km/h deur 'n voorvenster van my kar. En so 15 kilos voor Woester het die Here vir my gesê, of iets vir my gesê, maak los jou safety belt, jy's amper by die huis. As my safety belt aan was, het ek uitgebrand saam met my kar. So ek is van die pad af, die kar het 'n slootse wal direk geslaan, ek is deur die voorvenster, en die kar het 'n bollemakiesie bo oor my gedoen, en het begin brand. En toe ek wakker word die 4de Maart, in die hospitaal, en ek kyk na die dak, en ek maak my oë oop, toe sien ek die eerste ding is ek sien 'n helder liggie, is nie die doodslig nie, dis 'n daklig gewees, en ek dink dadelik aan, ek het nie my ooreenkoms met die Here nagekom nie. Ek het een keer kerk toe gegaan, ek het een keer sy woning besoekie, ek het nie aan die Here gedink nie, ek het aan myself gedink. En toe ek so daar lê, met 'n gat in my maag, want dis 'n stok deur my maag gewees, Here se genade, al my darmes in my maag en alles gemis, lê ek en die Here het my tot stilstand gebring in my lewe. Totaal en alle stilstand. Ek kon nie beweeg nie, ek kon nie opstaan om te gaan rook nie. Ek kon nie opstaan om te drink nie. Ek kon niks doen nie. Ek moes lê vir 6 dae. En ek het gelê. En die Here het hard met my gepraat, met 2 siek mense oorkant my, en een aan my regterkant wat in 'n brandongeluk was, waar sy hele lyf verteer is deur brandwonde. So die Here het vir my kom wys hoe ek kon lyk. En ek weet as ek daai dag dood was, het ek gebrand in die hel. Ek het my oë oopgemaak in die hel. En ek gaan toe huis toe, 12de Maart. My steke is nog eers uit my maag uit, nie? En ek is by 'n bidtuur. Die 12de Maart. En ek het nog nie een keer 'n kans gemis na dit om my God se woning te besoek nie. My God se huis te besoek nie. Ek wil nie. En so die Here vir my gesê, reinig jouself, maak jouself skoon. Ek het gekom by die 3de April, ek het my laaste sigaret gerook. Ek het hom neergesit, toe sê die Here vir my, reinig jouself. Jy gaan die pad van heiligmaking nou stap. En jy gaan nie verder rook, drink of enigiets. Ek het 2:30 nog die oggend op my stoep gesit. 3:00, ja, 2:30 die oggend, 3:00 die oggend, op die 3de April. En my laaste sigaret doodgedruk, wakker geword, nooit weer lus geraak vir 'n sigaret. Ek het 'n gebed en nog 'n versoek gedoen aan die Here. En hy het vir my gesê, jy gaan nie weer lus wees vir rook nie. Hier opgestaan, daai oggend geen lus vir rook nie. Die 5de, toe kom ek, loop ek op en af van my huis. Op en af, al van 11:00 die aand af. Dit was 'n Saterdag aand, 5de April, Saterdag aand, so van 11:00 se kant af, ja. En ek stap toe op, af, diep in gebed met die Here. En ek vra vir die Here, wat wil U hê? En bo oor my eie gedagtes, hoor ek kliphard, ek soek alles. Ek soek die helfte nie, ek soek die kwart, ek soek alles. Sê ek, okay, Heer, ek gee alles. En die Here kom, sê vir my, gaan kyk, in Jesaja 12. Ek kan onthou, François was nog so 2 weke of 'n week voor dit, daar in Woester gewees, hy was te bly om aan te kan preek. En hy het 'n pragtige preek gelewer, die Here het baie hard deur hom gepraat oor God se 7 geeste. En daai was in Jesaja
11 gewees, as ek reg was. En die Here sê vir my, gaan maak oop by Jesaja 12, jy sal die antwoord kry. Dis 'n baie kort hoofstuk. Ek dink is 6 verse as ek reg is. En die Here kom sê vir my, ek vra vir die Here, wat moet ek doen? Dit was nou tussen 11 en 1 uur die oggend, sondagoggend. En dit was toevallig 20 voor 1 daar rond. En ek vra vir die Here, wat moet ek doen? En hy sê vir my, gaan kyk in Jesaja 12, en dan gaan kyk in Jesaja 12. Hy sê vir my, en in die dag sal jy sê, ek dank U Here dat U met my toorne gewees het. So die Here wou ek moet getuig. Toe gaan getuig ek die eerste keer. En net daar is my hart ook oorhandig aan die Here. En hy het verder vir my laat verstaan, hy wil hê ek moet die pad van heiligmaking stap. En hy sal vir my verder laat weet, en ek het baie lank stilte ervaar van die Here. Tot en met die 28ste September 2025, presies 1 jaar na die tyd. Toe kom sê die Here vir my nie, maar ek wil myself reg kry. Hy wil my gebruik. Hy roep my. En ek het toe na Dominee Louis toe gegaan, ons in die Woestergemeente. Ek het met hom gaan praat. En daai aand toe doen ek 'n lang gebed met die Here. En ek vra vir die Here, as hierdie deur nou moet toegaan, dan moet hy gou toegaan. Maar as ek dit nie moet mis nie, dan moet hierdie deur waarheid oopskiet. En die Here kom beantwoord my met Openbaring 3 vers 8 wat vir my sê, ek ken jou werke. En ek het voor jou 'n deur oopgemaak wat nie gesluit kan word nie. Okay, so daar's die antwoord. Die deur gaan nie sluit nie. Ek moet kom. En elke liewe dingetjie het van daai punt af presies in plek geval as ek gehoorsaam was. So op die einde van die dag wil ek sê, ek dank U Heer dat U met my toorne gewees het. Baie dankie julle. Goeienaand aan een en elkeen. My naam is Reinhard Venter. Ek kom van Sasolburg gemeente en ek is nou 19 jaar oud. Ek het 2 jaar terug matrikuleer. En ja, so laat ek begin. So ek is van kleins af is ek ook grootgemaak in 'n Christelike huishouding waar ek geleer was van die Here, wat die Here Jesus vir my gedoen het. En my ouers en my grootouers het my altyd geleer dat ek die Here moet dankbaar wees en dat ek die Here moet aanbid en hom moet loof en eer vir wie hy is en wat hy alles vir my gedoen het. En toe in 2014 by 'n vakansie Bybelskool het ek toe my hart vir die Here gegee. Ek onthou nog, ek was in die saal waar die funksie plaasgevind het en my ma was nog 'n sonndagskoolonderwyseres en so klein soos wat ek was, het sy my nie forceer en vir my gesê, kom gee jou hart vir die Here nie. Sy het my gevra, wil jy jou hart vir Jesus gee? En ek het net hierdie begeerte gehad in my hart om wel my lewe oor te gee aan die Here. En dit is toe wat ek gedoen het daardie dag, maar ek was jonk, ek was 8 jaar oud. So ek was maar nog klein en my geloof was nog nie so diep gewortel soos wat dit moes wees nie, so ek het die lewe maar gevat soos dit gekom het en nie te veel daaroor gedink nie. Soos wat ek deur skool gegaan het, het ek boelie ervarings gehad en moeilike omstandighede by die huis beleef vir 'n baie lang tydperk in my lewe. Maar in daardie moeilike tye het die Here ook vir my gewys hoe ek op hom moet staatmaak en hoe niks anders in hierdie wêreld vir my 'n uitweg kan gee nie. Maar dat net hy is, dat dit net by hom is wat ek rus sal kan kry. Maar ek het so aangegaan en ek het op my eie krag en op my eie insig probeer staatmaak.
En toe ek in matriek kom, was ek heeltemal uitgebrand. Verkeerde vriende, verkeerde verhoudings. Ek het my energie heeltemal op die verkeerde dinge gefokus. Ek het gefokus op hierdie wêreldse dinge en die Here was al die pad vir my nog eintlik so goed gewees. Alles wat ek gedoen het, het hy my geseën en ek het per geleentheid het ek vir hom dankie gesê, maar ek het net nooit op die punt gekom waar ek regtig in 'n intieme verhouding met die Here was nie. Ek het my verhouding teen matriek regtig met die Here heeltemal verwaarloos. En my lewe het getuig daarvan, want middelmatriek het ek toe opgeëindig in 'n psigiatriese hospitaal, waar ek gediagnoseer was deur die psigiater nou met depressie en angs. En dit is toe op daardie donker plek wat ek beland het, wat ek besef het, dat ek die Here heeltemal vergeet het en dat ek my verhouding met hom verwaarloos het. En na ek in die hospitaal was, het my verhouding met die Here weer beter begin word, maar dit was nie waar dit moes wees nie. Ek het op 'n punt gekom waar ek selfmoordgedagtes gehad het, maar ek het nooit poging aangewend om enigiets te doen nie. Die Here se genade het my daarvan ook verlos. En ek is die Here baie dankbaar daarvoor. Toe ek nou uit die hospitaal uit was, was daar pille vir my voorgeskryf, onder andere antidepressante en konsentrasiepille en allerlei dinge. En ek het gedink, dit is maar nou hoe dit vir die res van my lewe gaan wees. Ek gaan nou afhanklik wees van hierdie pille, vir my gemoed, vir my optrede, vir my lewe. En na ruk het die Here ook vir my gesê, maar die Here het hierdie begeerte op my hart gelê, dat ek die pille moet los. En ek het die hele tyd hierdie twyfel gehad, dat ek was te bang, want as ek nou die pille los, gaan ek glad nie kan funksioneer nie, en my lewe gaan totaal en al ineenstort. So toe dit nou so aangegaan, en toe na die einde van my matriekjaar, toe het ek een dag in my kamer, ek onthou dit nog, kan nie vir hierdie presiese datum gee nie, maar ek onthou, ek kon net nie meer nie, en ek het op my knieë neergeval, en ek het seker so 2 ure in gebed, regdeur het ek met die Here spandeer, en ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie. Ek kan nie op my eie nie. Ek het vir te lank probeer om dit op my eie te doen, maar ek kan nie. En dit is weer waar ek my lewe en my hart volkome oorgegee het aan die Here, en die Here gevra het, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, laat U wil geskied, nie my wil nie. Nou ja, nadat dit gebeur het, was my gedagtes nog steeds nie by die kweekskool nie. 2025 het aangebreek, en aanvanklik het ek gedink ek wil sielkunde gaan studeer, maar toe was ek heeltemal te onseker daaroor. So toe het ek nou in 2025 'n onbeplande gapjaar geneem, waar ek begin werk het daar in Sasolburg. Maar ek het vinnig besef dat dit nie vir my was nie, en ek wou nie sommer net bedank nie, so ek het eers in gebed na die Here toe gegaan en vir die Here gevra, maar Here, wat wil U hê moet ek doen? En ek het seker vir so 2 weke was dit 'n gesprek tussen my en die Here, wat ek die hele tyd hierdie saak na die Here toe gebring het, oor Here, wat moet ek doen? En die Here het my gelei, en ek het nie ander mense gaan vra wat hulle dink ek moet doen nie. Ek het sekerheid gehad dat die Here my gelei het om te bedank, daar waar ek gewerk het. Ek het daar gewerk vir 3 maande. En toe was ek, vir die res van 2025 was ek maar by die huis gewees, ek het uitgehelp waar ek kan. Maar dit is in hierdie tydperk van isolasie, waar die Here regtig met my kon werk, op 'n dieper geestelike vlak. Dit is in hierdie tyd wat ek weer
my stilte tyd begin hou het, wat ek weer die woord begin bestudeer het en wat my verhouding met die Here versterk het, en waar ek regtig weer die Here se stem kon hoor. En ek en my ouma het, vandat ek in graad 6 was van laerskool af, toe ons nou by die EG Kerk aangesluit het my ouma altyd met my gepraat oor die kweekskool en hoe opwindend dit is en die voorreg wat ons het om so 'n plek te hê waar ons opgelei kan word om die woord van die Here te verkondig en die evangelie te kan versprei. Ek het altyd baie van sonnaarskool gehou, ek het 'n passie daarvoor gehad. Ek wou altyd dit wat ek geleer het met almal bespreek en hulle opinie gehoor het en so ek het maar nog altyd 'n passie gehad daarvoor. Maar so oor die jare het ek nooit gedink ek sal kweekskool toe gaan nie. Ek het gedink nee, dis nie vir my nie, daar sal iets anders wees. En ek het gedurig, jaar na jaar het ek gedink, okay, maar dis wat ek wil doen, dis wat ek wil doen. Ek wil sterrekunde gaan studeer en iets in 'n biologiese rigting. Maar toe kom Pinkster nou en toe Dominee Woodford daar in Sasolburg het hy die Pinksterdienste gedoen. En ek onthou ek het voor die laaste Pinksterdiens van die reeks het ek in my kamer gesit voor ons na kerk toe gegaan het. En ek het 'n gevoel gehad dat ek net wou bid. En ek bid toe en ek sê vir die Here, Here, dit is die laaste diens. Ek het nie sekerheid nie, Here, sal U asseblief met my praat, sal U asseblief op my hart lê wat dit is wat U wil hê ek moet weet. Wat is dit wat U wil hê ek moet weet? En Dominee Woodford het toe gepreek. Ek dink dit was nog oor Petrus gewees, maar dit was daai laaste hoofstuk van Johannes toe Jesus vir aan die disippels verskyn het. En dit het daarop neergekom, daar waar Jesus vir die disippels gesê het, kom en ek sal julle vissers van mense maak. En dit is daar waar ek besef het dat die Here my roep om kweekskool toe te kom, want ek het baie onsekerheid gehad en ek het heeltyd gebid daaroor, maar dit het vir my gevoel ek het nooit 'n antwoord gekry nie en toe daai aand toe die Here met my kom praat en ek het weer vir die Here gesê, Here, daar's soveel ander goed wat ek nog beplan het in my lewe, soveel ander dinge wat ek nog wou doen. Maar ek het daai aand besluit ek moet al daai ander begeertes van my hart moet ek eenkant toe sit. Want die Here het my geroep en ek moet die Here gehoorsaam wees. En ja, so het ek nou sekerheid gehad en nou is dit vir my 'n groot voorreg om hier te kan staan en te kan getuig. En dit is my gebed dat hierdie getuienis U ook sal aanmoedig om U getuienis te deel waar ook al die geleentheid homself mag opbring, waar ook al die geleentheid kan voorkom, dat U nie sal skaam wees nie, maar dat U ook sal getuig van die genade van die Here en wat Hy vir U gedoen het. Baie dankie. Goeienaand almal, ek is Henle Engelbreg van Alice Raasgemeente af. Ek is oorspronklik van Dendron af. Julle sal dalk ook my broer ken, JP Engelbreg, hy is nou 'n 4de jaar op kweekskool. Ons het in Dendron groot geword vir 10 jaar, ons was daar in die kerk gewees. Baie geestelik groot geword, in die kerk en alles, en toe ek 10 jaar oud was, toe het my pa beter werk gekry in Alice Raas en ons het soontoe verhuis. En ons het vir die eerste paar jare so van kerk tot kerk gespring, nie eintlik geweet waar ons nou moet wees nie. En in 2020 het vriende van ons in die EG Kerk genooi. En op daai stadium was ek nog baie ongered geweest om dit nou so te stel. Ek het maar op heilige lewe nie eintlik nie, maar probeer. En so het die lewe aangegaan, so maar gesukkel voort. En toe ons in die EG Kerk kom, leer ons nou van terme soos wedergeboorte en redding, heiligmaking. En soos wat dit aangekom het, ek al hoe meer geweet wat dit was, maar Dominee Wynand was nog in daai tyd leraar by ons gewees en so het ek ook daarvan geleer en ek
wou net nie. Ek wou nie bekeer nie, want ek was nog te lief vir my sondes gewees. En so vir jare het dit aangegaan, want ek in die kerk sit elke Sondag saam met my ouers en ons sit daar. Ek is nog baie ongered. JP is al 2 jaar op kweekskool en in 2023 by 'n jeugkamp het Vis vir ons gepreek en hy het 'n gedagte gedeel oor koning Herodes wat Johannes die Doper se kop afgesny het en net soos wat hy sy kop afgesny het, gaan daar 'n dag kom waar die evangelie nie meer na jou toe gaan kom nie en daar nie meer 'n kans vir jou gaan wees om jou saak reg te maak nie. En ek as 16-jarige kind nog op daai stadium is vreesbevange want is dit nou vir my te laat? Wat gaan ek nou maak? En ek het die aand na my kamer toe gehardloop wat daar was en ek het op my knie geval en ek het vir die Here gevra, Here, is dit vir my te laat, Here? Here, ek wil nie meer in my sonde voortgaan nie. Sal U nie my asseblief vergewe nie, al die sondes wat ek gedoen het en nog gaan doen, Here, want ek kan nie meer so aangaan nie. En die Here het my gebede beantwoord en daai aand het hy my lewe gered. En so was dit vir jare en ook elke keer as iemand my gevra het, gaan jy kweekskool toe, dan sal ek sê, sy my nooit dood daar vang nie. JP is daar, hoekom sou ek nou daar wil wees? Ek het die dominee so gesidestep by enige kans wat ek gekry het, want ek geweet, iemand gaan vir my vra, gaan jy kweekskool toe? En so, laas jaar se Lofdal, sit ek daar in een van die dienste en dominee Nico preek vir ons uit 1 Korintiërs 9 vers 21 tot 23, waar Paulus gesê het, vir almal het ek alles geword vir die onthaalwe van die evangelie. En soos die dae aangegaan het deur Lofdal, maal daai gedagtes deur my kop, vir almal het ek alles geword, want ek het beskuldigend voorgekom teenoor ander mense, want ek het gesê, maar ja, baie mense is nie so nie, ek weet nie hoe kan hulle net meer so wees nie. En toe voel ek nou, ek word aangekla deur die Heilige Gees dat, hoekom kan jy nie so wees nie, en hoekom kan jy nie aan die mense dit verkondig nie, en so vir hulle die evangelie bring nie. En so het ek gevoel, die Here roep my tot sendingwerk. En ek het toe vir my ma die gesê, maar ek het vir haar gesê dadelik, ek gaan nie kweekskool toe nie, ek sal iewers 'n ander plan maak. En so vertel sy my van OM se Missions Mobilizing Training, en ek gaan toe vir die week, en ek dacht, nou hierdie is waar ek moet wees, want dis nie die kweekskool nie, so hierdie moet my obviously beter wees. En ek gaan daar, en ek sit daar, en soos wat die dag aangaan, voel ek net, ja, hierdie is nou waar ek moet wees, maar nader aan die einde van die week het dit nou vir my gevoel, iets sit nie reg nie. En ek dink so, en ek bid ernstig tot die Here die aand toe ons terug was, en ek kry die vers van die wat nie in die leer is van Christus nie, want ek het 'n probleem gehad wat party van die ouens daar gesê het, en toe het ek so gevoel, die Here roep my nou tot die kweekskool vir sendingwerk, en dis nou ook hier opgeëindig het by die kweekskool, nadat ek vir jare gesê, die sal my nooit nie vang nie. Baie dankie. Hey, Henlo, ons is so bly, jy is op die kweekskool. Kom ons maak die woord van die Here oop by 1 Tessalonisense. Ek het in die week Woensdag by die bidtuur uit 1 Tessalonisense 1 gepreek en toe prikkel hierdie in hoofstuk 2 my. So ek wil graag vanaand dat ons 'n paar verse uit 1 Tessalonisense 2 uitlees, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Die opskrif hier daar is hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. 1 Tessalonisense 2. Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons. Nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie.
Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag met u praat oor eienskappe van Paulus se bediening. Eienskappe van Paulus se bediening. Hy sê in vers 3, ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie. Die woordjie in die 83, die nuwe vertaling daar vir vermaning is prediking. Ons prediking was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie. Hier in die tweede hoofstuk van Tessalonisense gaan dit oor die eienskappe van Paulus se bediening of dan nou sy prediking. En dis die opskrifie wat die vertalers daarso gesit het. Hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. Reeds in hoofstuk 1 kom Paulus en hy verwys na die sukses van sy bediening in Tessalonika, soos ons dit ook in Handelinge 17 vers 1 tot 14 kan aflei. Hy sê daar in 1 vers 5, ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees. Vers 6 sê, julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. En hier wy Paulus nou nog meer uit daarop. Hy sê, nie net was dit die woord alleen nie, nie net was dit in die krag van die Heilige Gees nie, dit was ook onder veel stryd. Nie net vir hom en hulle wat die woord gebring het nie, maar ook vir die Tessalonisense. Paulus hulle teenkanting gehad, daar in Filippi, en nou ook hier in Tessalonika, maar ten spyte daarvan, het hulle en die wat hulle die woord voor verkondig het, aangehou met die evangelie, en dit ook te verkondig. Ons lees daarvan in Handelinge 16, van die teenkanting in Filippi, en die teenkanting in Tessalonika daar in Handelinge 17. Nou ons kan leer uit Paulus se bediening hier onder die Tessalonisense uit hoofstuk 2, want as die Here wil hê dat ons iets moet doen, dan gee hy ons die moed. Hy gee ons die krag om dit te doen. Hy gee ons die wysheid, soos wat hy dit vir Paulus gegee het. En hier is 3 eienskappe van Paulus se bediening of prediking, wat ons hier uit hierdie versie kan raak sien. Hy sê ons vermaning, of dan nou ons prediking, was nie uit dwaling nie, was nie uit onsuiverheid nie, was nie uit bedrog nie. En hierdie woordjie vermaning is die woordjie paraklesis. Dit kan 'n paar goed beteken, soos smeek, ondersteun, vertroos, vermaan, aanspoor, dalk opbeer. Die konteks sê vir ons hoe dit vertaal moet word. En soos in hierdie geval, en ook in 'n ander geval, daar by 1 Timoteus 4 vers 13, hy sê, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning. Weer gebruik die 83 vertaling die woordjie daarso, preek en lering. So hierdie prediking, hierdie vermaning, is Paulus se bediening onder die Tessalonisense. En 3 eienskappe kom na vore wat ons kortliks vanaand gaan behandel van Paulus se prediking. Dit wat dit nie behels nie. Wat sy prediking of sy vermaning of sy bediening dan nou nie behels nie. Dit berus nie op een of ander dwaling nie in die eerste gedagte. Ons vermaning is nie of was nie uit dwaling nie. Nou die Griekse woordjie hierso is die woordjie planei. Dis die teenoorgestelde van aletheia wat waarheid beteken. So planei bedoel dus
misleiding, bedrieglikheid, valsheid wat betref die lering van die geloof. Hierdie woordjie dwaling, in Engels vertaal as deceit of error. So dit gaan daaroor om van die waarheid af te dwaal. Een van die manne het in die week gepraat, na sy krit daar by die homiletiek, toe sê hy, die dominee sê ek dwaal. En dit gaan oor hierdie dwaling, om van die waarheid af te dwaal, om nie die waarheid te verkondig, dit wat die woord regtig sê nie. En Paulus sê egter, met hom is dit nie die geval nie. Hy is gelei deur die Heilige Gees van die waarheid. Hy plan nie, hy dwaal nie. En saam met Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. So dit gaan nie heeltemal oor doelbewuste dwaling om hulle te bedrieg nie, maar dat hy dalk 'n valse lering aan hulle sou voorhou. Hy dalk iets van iemand gehoor en hy het iets van iemand ontvang, of dalk probeer hy sy eie standpunt oordra. Hy sê daar in vers 13, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woorde van mense nie, maar as die woorde van God, soos dit waarlik is. En daai woord van God werk in julle wat glo. So Paulus sê, hy het nooit sy eie opinies verkondig in sy prediking of sy bediening nie. Hy het nooit sy eie standpunte, dit wat hy ingelees het in die woord van die Here, probeer afdwing nie. Maar hy is 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, volgens 1 Timoteus of 2 Timoteus 2 vers 15. Dis presies wat ons doel is ook met die opleiding, daar by die kweekskool. Ons mag nooit toelaat dat ons prediking die skrif manipuleer om te sê wat ons wil hê dit moet sê nie. Selfs nie eers om 'n goeie preek of 'n toespraak voor te bring nie. Ons prediking moet akkuraat wees. Ons moet die woord van die waarheid regsny. Dit wat die woord sê, dit moet ons verkondig. Want as ons dit nie doen nie, dan water ons die woord af. Dan begin ons te planne, dan begin ons te dwaal. Dan is ons nie besig met die waarheid nie. En dis hoekom ons vakke soos Grieks het, en hermeneutiek, en homiletiek, en dogmatiek op kweekskool, sodat die lering reg kan wees, sodat ons weet hoe om die woord van die waarheid reg te sny. Die tweede gedagte van 3 is dat Paulus se prediking kom nie voort uit 'n onsuiwer beweegrede nie. Vers 3, ons vermaning was nie uit onsuiwerheid nie. Die nuwe vertaling sê weer onsuiwere beweegredes nie. Daai onsuiwerheid. Dit bedoel dieselfde konteks as daar in Matteus 23 vers 27 waar Jesus met die skrifgeleerdes en die fariseërs praat. Hy sê hulle is gefeinstes. Julle is soos gewatte grafte wat van buite fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerlei onreinheid is. Dieselfde Griekse woordjie vir onreinheid hier gebruik in hierdie twee gedeeltes en dis akar, daai woord, Dominee Woodford sal dit vir jou beter kan uitspreek. Maar dit het 'n A-gedeelte wat sê, dit is nie dit nie, en dan kathairo, wat skoon is. So, met ander woorde, hierdie woord sê, dis nie skoon nie, dis onsuiwer, dis om vuil te wees, dis om onrein te wees, nie net fisies nie, maar geestelik onrein. Dit wat uit die hart uitkom, dit is daai slegte dinge, die slegte gedagtes. En in baie gedeeltes in die Nuwe Testament word dit gebruik om seksuele onreinheid voor te stel. So interessant dat die woord gebruik word om letterlik niks werd, onsuiwer materiaal soos vrot vleis te beskryf. Ons het op 'n stadium 'n yskas gehad wat afgegaan het en ons moes daai vleis weggooi. Jy kan niks daarmee doen nie. Dis onrein materiaal wat vir niks goed is as weggegooi behoort te word nie. En hier in 1 Tessalonisense 2 vers 3 word onsuiwerheid of onreinheid gebruik in terme van gemeenheid en laagheid. Dis 'n toestand van die hart, die gedagtes wat 'n persoon besoedel en besmet. En niemand wat preek of wat 'n bediening het met hierdie tipe onrein gedagtes, sy preek is bederf. Sy bediening is bederf. Soos vrot vleis is dit afstootlik en dit kan nie gebruik word nie. Die sonde en die vleeslike begeertes bederf dit.
Sommige kommentaarskrywers reken dat dit hier veral so genoem word, omdat die wêreldse godsdienste van daardie tyd met onsedelikheid gepaard gegaan het. Baie mense het gedink dat as hulle tempelprostitusie beoefen, dan kom hulle nader aan die gode. Maar dis afstootlik, dis onrein, dis onsuiwer. So Paulus se prediking is nie gebore uit selfsugtige begeertes, soos geld of mag, of dit wat uit die vlees uitkom nie. Dis waarlik opreg gewees, om die waarheid in liefde vir hierdie mense te bring. Hy is soos 'n ouer, wat eintlik bereid is om homself te offer vir sy kinders, om homself te gee. Dis 'n suiwer, onselfsugtige motief. Jy weet, om 'n ouer te wees is die mees onselfsugtige ding wat 'n mens kan doen, want jy offer jou tyd, jy offer jou geld, jy offer eintlik jou lewe op vir daai kind. En ek dink baie keer is dit ook die rede waarom mense vandag nie meer kinders wil hê nie. Daar's 'n tikkie selfsug daarin, om nie jouself te gee nie. Maar Paulus se prediking en bediening is onselfsugtig. Hy sê in vers 8 en 9, terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie mee te deel nie, maar, hy sê hierdie woorde, ook ons eie lewe. Omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en ons inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. So die prediker gee nie net die evangelie nie. Hy gee eintlik sy hele lewe vir die bediening, vir sy hoorders, om te lei, sodat hulle die suiwer woord kan ontvang. Dis om jou lewe vir die bediening van die woord te gee. Dis 'n suiwere motief. Dis nie uit selfsugtige begeertes nie. En hierdie ingesteldheid het duidelik geword toe Paulus nie wil toelaat dat die Tessalonisense vir hulle moet sorg nie, maar hulle eerder vir hulle self gesorg het, sodat hulle sou skade ly, hulle en hulle sak, sodat hulle nie vir hierdie mense 'n las sou wees nie. Eerder dat die bediening van God kon skade ly, as hierdie mense sou dink dat hulle uitgebuit word nie. En daarom sê hy in vers 5, ons het ons nooit met bedekte hebsug opgehou nie. Hebsug is finansiële verryking, en hy het dit nie as 'n verborge, onsuiwere motief gehad om ryk te word uit die bediening uit nie. Niemand is in die bediening ter wille van geld nie. En daarom dat die kweeskool ook nie slegs 'n suiwer akademiese oefening is nie. Dit is ons doel om studente te leer dat hulle in hulle self sal sterf, dat hulle vervul sal word met die Heilige Gees. Daai vleeslike begeerte sal sterf ter wille van die bediening. Want dit is 'n kweekskool. Daar word mense gekweek vir die bediening. Dis nie 'n fakulteit by 'n universiteit nie. Dis 'n kweekskool. Dit gaan nie net oor die akademie nie. Dit gaan om ook in jouself te sterf ter wille van hierdie prediking of hierdie bediening, soos wat Paulus gehad het. Die laaste gedagte, hy sê, Paulus se prediking of vermaning is nie met enige bybedoeling nie. Vers 3 sê, ons vermaning was nie uit bedrog nie. Dis daai bybedoeling, praat die 83 vertaling weer daarvan. So hierdie punt sluit nogal aan by die vorige punt, terwyl ons suiwerheid, daardie motiewe gebore uit 'n onrein hart is, wat met vleeslike begeertes besig is, 'n vleeslike begeertes bedoel, is bedrog daardie onsuiwere metodes, hoe daardie motiewe tot stand kom. Nou bedrog is die woordjie dolos, wat bedoel om te bedrieg, om te kil, om te knoei, deur die een of ander slenter uit te haal. Dis soos die nuwe vertaling sê, om bybedoelings te hê, met bedrieglike, oneerlike metodes, om vir die skyn, byvoorbeeld vriendelik te wees, omdat jy iets uit iemand wil hê. Hy is eintlik skynheilig. Hy was vriendelik onder hulle, sê hy, sonder enige bybedoelings. Hy het soos 'n pleegmoeder hulle opreg liefgehad, hy het hulle gekoester. So ons moet altyd seker maak, ons metodes is suiwer, dat ons geen bymotiewe het om mense te probeer beïndruk, om eer van hulle af te probeer kry nie, of om iets van hulle te kry nie. Dis hoekom hy sê daarso in vers 4 en 5. Maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God, wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, nooit met vleitaal
ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hepsig nie. God is getuie. Dis hoe sy bediening was. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Die bediening is daar om te dien. Dis die grondwoord van bediening. Is om te dien. En al word die ampt geëer, en al kan hy met gesag optree, mag die bedienaar nooit so optree en dit najaag nie, want dan is hy net soos 'n fariseer. Matteus 23 vers 2, wat sit op die stoel van Moses. En dan sê Jesus oor hierdie fariseërs, hy sê, alles wat hulle vir julle sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie. Want hulle praat en hulle doen nie. Hulle bind sakke of pakke, saam wat swaar en moeilik is om te dra, en hulle sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met die vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die some van hulle klere groot. So by die Kweekskool leer ons ook, die studente, dat die bediening, die prediking, die vermaning, gaan daaroor om te dien. Na Jesus die disippels se voete gewas het, het hy gesê, daar in Johannes 13 vers 13 tot 15, julle noem my meester en Here. Julle is reg. Ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En daarmee sluit ons af vanaand. Ons sien in 1 Tessalonisense 2 hoe Paulus se bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. Sy prediking of sy vermaning of sy bediening berus nie op die een of ander dwaling nie. Sy dogmatiek is reg. Sy prediking kom nie voort uit 'n onsuiwere beweegrede nie, daai vleeslike begeertes nie. En dan sy prediking het nie bybedoelings om 'n metode te kry om daai vleeslike begeertes tot uitvoering te bring nie. Paulus se bediening onder die Tessalonisense was suksesvol, want hy het hierdie 3 beginsels toegepas van vers 3. En dit het hulle nie koud gelaat nie. Hy sê in vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het. Nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is. As die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea. En 2 dinge het gewys dat hulle gereageer het hierop. Hulle het dit aangeneem as die woord van God, so sê die Here, is tog die leser van ons kerk, wat werk in hulle wat glo. En dan het dit 'n uitwerking op hulle gehad, in hulle lewe. Hulle het navolgers geword van die gemeentes van God. Hulle het daders van die woord geword wat in hulle verkondig is. So dis die taak en roeping van die Kweekskool, om mense te kweek sodat hulle bedienaars van die ewige evangelie sal word, wat nie dwaal nie. Dis die akademie. Maar ook om mense te kweek wat in hulle self gesterf het, tot voordeel van die mense wat hulle bedien, eerder as tot voordeel van hulle self. En dis waarom dit 'n kweekskool is, en nie 'n teologiese fakulteit nie. Dis waarom daar, behalwe die akademie, daar ook ander aktiwiteite is wat ons studente vorm, terwyl ons daar die inwonende model het, en handhaaf, sodat daar uiteindelik, na 4 jaar, getoets kan word, of hierdie studente regtig bedieningsgereed is. Nie net wat die akademie betref nie. Kan nie oor 'n afstand getoets word nie. Dis hoekom ons 'n inwonende model het. Hy sê in Psalm 133, dis goed en lieflik dat broers saamwoon. Dis soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van 'n arm, wat afloop op die soem van sy klere. Dis soos die dou van die Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Die seën van die Here op hierdie kweekskool. God het Paulus en sy medewerkers goedgekeur. God het hulle getoets, hulle het die eksamen geslaag hier in Thessalonika, want hulle het nie gekom om mense tevrede te stel nie, maar God. En vers 4 sê, hoe ons Paulus se bediening moet uitleef, maar soos ons
deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word. So spreek ons. Nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Dan sal jou bediening suksesvol wees, soos wat Paulus in was. En dan sal mense jou voorbeeld navolg, soos wat die Tessalonisense vir Paulus nagevolg het. Amen. Ons buig vir 'n oomblik die hoofde. Vader, ons dankie vir ons kweekskool. Here, ons weet dat U ook dit in die lewe geroep het, die instansie, net soos U ons kerk in die lewe geroep het, mag U ons getrou bevind, om ook die roeping wat U vir ons gegee het, te gaan uitleef daar buite. En mag U nog mense roep, soos U hierdie 3 jong manne geroep het, vir voltydse diens, om ook daardie werk voort te sit, soos wat Paulus die werk voortgesit het, in welke gemeente ook al, of dit nou Filippi, onder moeilike omstandighede, Thessalonika, onder moeilike omstandighede, maar dat navolgers geword, selfs al was Paulus hulle later nie meer daar nie. Dankie dat ons U die eer gee daarvoor, dat dit ook U is wat werk in harte om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. Ons eer U daarvoor, Here, dat U ook, miskien in hierdie aand, iemand roep tot voltydse diens. In Jesus naam, amen.